Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker op hierdie Saterdag, die 17de Januarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Die skrif vanmôre kom uit Lukas 24 vers 36 tot 49. Jy kan dit ook kry in Johannes 20 vanaf vers 19 in vergelyking met hierdie skrif. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hul midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Onthou, die disippels van Jesus het 'n verwagting gehad. Hulle was mense wat natuurlik die skrif gelees het, wat gereeld na die tempel toe gegaan het, wat gaan luister het wat die skrif sê, geluister het wat die priesters spreek. Want hulle het 'n verwagting gehad dat Jesus Christus gekom het om hulle te verlos, om 'n koning te word oor Jerusalem, en natuurlik die Romeinse mag uit te skakel op 'n manier, en dan is hulle almal uit die verdrukking uit wat die Romeinse mag toegepas het in Jerusalem, in Israel in daardie dae. Onthou, die Romeine was besig gewees in daai tyd om verskillende stede en dorpe in te neem, oor te neem en beheer te vat daarvan, en Israel was in hierdie tyd toe Jesus gekom het, een van sulke plekke waar hulle oorgeneem het. Die hele roete so op na Europa se kant toe van Israel af was onder die Romeinse mag op 'n stadium in daardie tyd. So die apostels, die disippels het 'n verwagting gehad dat Jesus nou die koning gaan wees wat hulle verlos daarvan. Op 'n bonatuurlike manier, want dit is hoe hulle die skrifte verstaan het. Maar onthou, hulle het nie die Heilige Gees gehad nie. Hulle het 'n priester gehad, of priesters gehad, wat vir hulle die woord moes oopmaak, wat dit vir hulle moes verduidelik het. Maar omdat hulle die woord verkeerd verstaan het, het hulle die verkeerde verwagtinge gehad op die verkeerde tyd. Luister verder. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien, want Jesus was nou klaar gekruisig, hy was in die graf, van hulle het gesien die graf is leeg, maar wat die Fariseërs natuurlik gedoen het, is hulle het vir die mense gesê, dat van die disippels het die liggaam van Jesus gesteel, sodat almal moet dink hy het opgestaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Luister mooi, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Hy het hulle verstand geopen om die skrif te verstaan net voordat hy opgevaar het na die hemel. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig, word aan al die nasies van Jerusalem af en verder, en julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En dit is wat ons lees dan in Handelinge 1 en 2. Jesus sy hemelvaart, en dan natuurlik toe die disippels en ander mense natuurlik die Heilige Gees ontvang het. 120 mense op een slag het die Heilige Gees ontvang. Want na hierdie dinge het hulle gegaan en hulle het gaan aanbid. Hulle het na die bovertrek toe gegaan en hulle het daar aanbid, die 120 mense. Hulle het Jesus geloof en geprys, want skielik verstaan hulle meer. Onthou, Jesus nou wat vir 40 dae na sy kruisiging gewandel het en aan mense verduidelik het en met mense gepraat het vir 40 dae.
En hier kom hy, net voordat hy opvaar na die hemel, en hy verduidelik dit aan sy disippels. En toe kom die blydskap na hulle toe. En toe word hulle verstand oopgemaak, om die skrifte te verstaan, en nou is hulle as getuienisse, want hulle het dit gesien gebeur, hulle het nou die skrif en die aksie by mekaar gepas, en dit is hoe die evangelie gevorm het. Die evangelie van Christus is daar gebore, en natuurlik het hulle nie meer aangegaan met die dinge van die wêreld waarmee hulle besig was nie, want die meeste van hulle het teruggegaan om te doen wat hulle voorheen gedoen het, soos Petrus al het gaan visvang, en dit was hulle werk gewees voorheen, voordat hulle geroep was deur Jesus, en toe hulle oë en verstand hier oopgaan, het hulle Jesus gaan aanbid. En 10 dae later, 10 dae na die opvaarding van Christus, het hulle die Heilige Gees ontvang. En daar is die kerk gebore. Daar is die Christene gebore. Daar is die volgelinge van Christus gebore, wie dit ook al wil noem. Maar daar is 'n nuwe mag gebore, daai dag. Hulle het die Heilige Gees ontvang, en hulle het met krag en wonders uitgegaan. Hulle het gaan verkondig die woord van Christus, en hulle het nie net verkondig nie, maar hulle het in aksie gereageer en gewerk. Hulle het vir die siekes gebid, hulle het gesond geword, hulle het mense tot bekering gekry, hulle het mense gedoop by die duisende. Want op die dag toe hulle die Heilige Gees ontvang, is daar nog 3000 mense wat tot bekering gekom het. 3000 mense. Hoeveel duiwels het hulle uitgedryf van daai dag af? En Jesus sit in die hemel, en hy het vir ons hierdie opdrag gegee. Vir jou en vir my, gaan maak disippels van mense. Maak disippels van mense, nie bou 'n kerk, en het 'n beheerliggaam, en 'n CEO, wat nie disippels maak nie, maar allerhande dinge, behalwe die disippels aan die gang kry. Dis ons plig om disippels van mense te maak. Mense wat die woord hoor en dit verstaan, omdat hulle ook die Heilige Gees ontvang het, omdat hulle die regte dinge toegepas het, om tot die roeping van hulle lewe te kom. En dan in aksie te reageer, vir dit waarvoor hulle geroep is, om hulle gawes te ontdek, en dit uit te leef. Dit is ons wat die disippels moet wees, die soldate van God, die soldate van Christus in hierdie dae. Want as ons buitentoe kyk, dan sien ons hoe die duisternis afkom. Ons sien hoe die woord van God in ons openbaar word. Ons sien hoe die woord van God in lewe vorm kry, voor ons oë in hierdie dae. Ons sien hoe dinge in aanloop is, wêreldwyd, presies wat die woord vir ons sê. Ons kan nie daarvan af wegwyk nie, ons kan nie dit ons bang maak nie, want dan het ons nie die Heilige Gees nie. Ons kan nie wegkyk van die waarskuwings van God af nie, ons moet dit in die oë kyk, en ons moet dit hanteer, soos opregte disippels van God in hierdie dae. En ons moet ander versterk, ander wat swak is, moet ons aan die hand vat en ons moet hulle lei. Dis my en jou plig om dit toe te pas. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here, dat U aan ons openbaar, ons wat die geringes is in hierdie dae. Ons wat bereid is om op te staan en op te gee wat in die wêreld is, maar om in die Gees te beweeg in Jesus Christus naam. Hou U hand oor ons Here en beskerm ons, behoed en bewaar ons teen die bose. Vader, en dit wat ons bind, weet ons word gebind ook in die hemel hier op aarde, in Jesus naam. Gee ons die krag, die wysheid, die insig, die kennis van die woord, en maak ons gedagtes oop in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.